Goeiedag almal, dit is Sondag, dit is 25 Junie 2025. Die tyd vlieg verby, maar vir my is dit 'n baie groot voorreg vandag om Stronghold Unlimited, ons sake-netwerk se Sunday refleksie met julle te kom deel. Wat 'n voorreg is dit nie om in die woord van God te wees nie. Ja, en ek wil julle vandag 'n vraag vra. Is daar iets in jou lewe wat jou laat struikel? En voor ek verder gaan praat, wil ek gou vir ons hierdie stukkie lees uit 1 Petrus 4 uit. En hy die hoofopskrif, en ek lees in die Nuwe Lewende Vertaling uit. Hy sê, wees bereid om te ly volgens Christus se voorbeeld. Hy sê, omdat Christus dan liggaamlik gelei het, moet julle julleself met dieselfde gedagte bewapen en self bereid wees om liggaamlik te ly. As julle bereid is om liggaamlik te ly, het julle met die sonde afgereken, sodat julle, solank as wat julle nog 'n aardse liggaam het, nie meer aan die natuurlike neigings vrye teels gee nie, maar sal leef soos God dit wil hê. En ek dink dis waar ons almal wil wees, hè. Ons wil leef soos God dit wil hê. In die verlede het julle lank genoeg soos nie-Christene geleef, en ek is 'n groot voorbeeld van dit gewees. Julle het vrye teels gegee aan losbandigheid en natuurlike neigings. Julle het wilde en uitspattige dronkpartytjies gehou en afskuwelike afgoderry bedryf. Natuurlik vind nie-Christene dit vreemd dat julle nie meer met hierdie stroom losbandigheid saamgaan nie. En praat hulle sleg van julle. Hulle sal egter verantwoording moet doen aan hom wat klaar staan om oor die lewendes en die dooies te oordeel. Dis juis hoekom die goeie nuus aan die dooies verkondig is, toe hulle nog gelewe het. Hulle kon toe besef dat hulle volgens God se geestelike maatstawwe kan lewe. Hoewel hulle volgens aardse menslike maatstawwe veroordeel was om die fisiese dood te sterf. Die einde van alles is naby. En as ek hierdie stukkie net lees, dan dink ek aan die goeie nuus. Ek dink aan Jesus Christus, wat my kom verlos het, wat my kom reinig het, die dag toe ek my hart vir hom gegee het. En mense, daar's hoop in dit. Jesus maak jou verlede skoon as jy jou hart vir hom gee. En daarom wil ek net vandag kom vra, is daar iemand van julle wat met iets struikel? Iets wat jy voel, of dit nou 'n sigaret is, of dit nou drank is, of dit nou 'n slegte gewoonte is. Ek byvoorbeeld, ek sukkel met ongeduldigheid. Ek is ongeduldig, ek wil hê goed moet reg wees, ek wil hê goed moet perfek wees. En ja, natuurlik, dit bring baie uitdagings met my en met mense om my. Maar ek besef net hierdie naweek weer, laat ons moet na hierdie goed na die Here toe gaan, na die lewendige, heilige, almagtige God. Ons moet Jesus gaan vra om ons vry te maak daarvan, as dit vir ons sleg is, en as dit iets beteken wat ons weghou van hom, of wat ons verhouding met hom benadeel, moet ons na hom toe gaan, want hy sal dit herstel. Hy is die enigste een wat my kon verlos. Ek kon nie verlos word deur goeie werke nie, ek kon nie verlos word deur enigiets te koop of enigiets te betaal nie, want hy het die volle prys vir my betaal. So vir julle elkeen vandag, wil ek julle bemoedig, kom ons vat ons struikelblokke hierdie week na die lewende, heilige, almagtige God toe, en laat hy ons kom help, laat hy dit vir ons kom wegneem, laat hy ons kom versterk, en laat ons volgens sy maatstawwe kan lewe. En soos dit moet so wees, laat die ander mense nie meer van ons hou nie, maar dit sal dit nie 'n goeie ding wees soos dat hy sê nie. Natuurlik vind die nie-Christene vreemd dat julle nie meer hierdie stroom losbandigheid saamgaan en praat hulle sleg van hulle. Mag hulle sleg van my praat, omdat ek God se wil soek. Kom ek bid vir ons. Vader, in die wonderlike en heilige naam van die Seun Jesus Christus, dankie, heilige, almagtige God, Alfa en Omega, U is die enigste lewende God, Here. U is ons Abba Vader. Dankie dat ons deur die krag van die Heilige Gees kan kom bid. Vader, U ken elkeen se struikelblokke, U ken elkeen se probleem, en ek kom bid vandag, Here, dat U ons sal help, dat ons sal vrykom daarvan. Ek persoonlik, ek weet, ek sukkel met ongeduldigheid, Here. Kom help my dat ek minder ongeduldig sal wees, kom help my dat ek na U sal luister, Here, kom help my, Here, dat ek selfbeheersing sal kan toepas. En ek kom bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister vandag, dat U hom sal help met sy struikelblok. Hy sal vrykom, Here, want alleen by U is daar vryheid in die bloed van Jesus Christus, Here. Dankie dat U ons kom vrymaak het, dankie dat U 'n toekoms vir ons kom gee het, Here. Ek kom bid ook, want dit is belangrik vandag, dat ons vandag die goeie werke moet saai, om 'n groot oes te kry. Here, en ek kom bid, dat elkeen wat na hierdie boodskap luister, sal vergeet van die verlede,
sal fokus op vandag wat hy gaan saai, en sal weet, Here, dat U is die een wat groei, en U is die een wat gaan voorsien, en U is die een wat die oes vir ons gaan inbring. Ons eer U, my God, ons dank U, Here, seën hierdie week, seën ons gedagtes, seën ons werke, dat ons sal leef tot eer en verheerliking van U naam. Dankie dat ons kan bid in die lewende en die heilige naam van U Seun, Jesus Christus. Amen. Mag almal van julle 'n baie geseënde, wonderlike laaste week van 2025 Mei maand hê. Mooi loop.